as hy. Wanneer dinge goed gaan in jou lewe, is dit baie lekker. A for a way. As alles lekker rustig is, alles loop mooi, alles loop goed, alles loop glad, as geen probleme nie, dan is dit baie lekker in 'n mens se lewe. Amen. En God gun dit vir ons. God wil nie daar met almekaar slegte omstandighede wees nie. Maar die lewe het seisoene. En ons beland gedurig deur in verskillende seisoene. En wanneer dit slegte seisoene is dit baie hard. Dis baie keer vir 'n mens onverstaanbaar dat wanneer jy deur 'n slegte seisoen werk om dit te kan verstaan. So ek wil met u praat vanmôre vanuit die hoek van die boek Daniël van Sadrag, Mesach en Abednego wat in die vuuroond beland. En die vraag wat ek vir myself vra is, as ons in die vuur is, skroei jy of skree jy? Brand jy of beveg jy dit of staan jy in die vuuroond en jy glo en jy aanbid? Ek dink die realiteit van die lewe sê vir ons baie keer dat ons moet glo wanneer ons in verskillende seisoene staan. Ek gaan diep inspring in die boek van Daniël en Sadrag, Mesach, Abednego. Hulle was in die vuuroond. Dit was nie Daniël en hulle drie nie, dit was net hulle drie wat in die vuuroond was. Maar hulle kom uit 'n geskiedenis uit waar hulle deur die Babiloniese mense in 'n gevangenskap geneem is en hulle is as Israeliete is hulle dan gevange geneem en hulle is deur 'n hele siklus van dinge, maar hulle drie se name was gewees Hananja, Misael en Asaria. En hulle name het die volgende beteken. Hananja het beteken die Here is genadig. Toe hy gebore is, het sy ma en sy pa vir hom die naam gegee, die Here is genadig. Misael se naam was, wie is soos God? Wie is soos God? Wie kan vergelyk met God? En Asaria het beteken, die Here het gehelp. Toe hulle onder die Babiloniese sisteem ingekom het, toe hulle onder 'n ballingskap ingekom het, het daardie mense gekom en gesê, nee, daai naam mag jy nie dra nie, ons wil jou naam verander. En hulle het elkeen hulle name gegee wat verbind was met die Babiloniese gode. So Sadrag of Hananja word Sadrag, dit beteken onder bevel van Akku. Akku was 'n Babiloniese maangod gewees. Misael se naam verander na Mesach. Wie is soos Akku? In 'n verdraaiing van sy oorspronklike naam om 'n Babiloniese god te vereer. En dan die derde een, Asaria word Abednego genoem, dienaar van Nego of Nabu. Nabu was 'n Babiloniese god van wysheid en skrif gewees. Die rede waarom ek dit insit, is, ek wil hê jy moet in die agterkop onthou vanmôre. Wanneer omstandighede jou tref, probeer dit jou persoonlikheid, dit probeer jou naam, dit probeer jou betekenis, probeer wie jy is, dit probeer jou karakter so verdraai dat jy moet glo dat jy in daai omstandighede is en dat dit jou skuld is en dat dit jou probleem is en dat niemand gaan jou help daaruit nie. Maar Jesaja 43 vers 1 en 2 as jy 'n sy notaatjie wil maak. Jy kan die Bybels maar oopmaak as jy wil. Maar in Jesaja 43 sê dit onder andere, hy sê moenie bang wees nie, want ek het jou verlos. Ek het jou by jou naam geroep.
So wanneer die vuur om ons brand, moet ons nooit vergeet dat jy spesiaal is nie. En dat die Here jou by jou naam geroep het. Want so seker soos wat ek leef vandag, gaan daar tye kom waar daar 'n vuuroond gaan wees in ons lewe. En ek kyk terug op my en my vrou se pad, en ons kyk terug in die bedieningspad, en ek kyk terug in die gemeente se pad, wat ons al soveel jaar mee saam stap. En ek sien hoe daar tye was waar die vuuroond gebrand het, en hy ons in 'n greep vasgehad het, en waar ons moes veg om tot oorwinning te kom. En elke keer kan ek, as ek terugkyk, sien ek hoe die Here daar was. Sê vir iemand langs jou, die Here los jou nooit nie. Die Here los jou nooit nie. Die Here staan by jou. Die Here verstaan waardeur jy werk. Die Here ken jou pyn. Die Here ken jou omstandighede. Die Here verstaan dit. So blaai saam met my na die boek van Daniël, hoofstuk 3, en gaan ons lees daar 'n paar gedeeltes. Die manne geboei met hulle mantels, hulle broeke en hulle tulbande en ander klere aan, en hulle is binne in die brandende vuuroond gegooi. Omdat dan nou die woord van koning streng en die oond uitermate 7 keer verhit was, het die vlam van die vuur daardie manne wat Sadrag, Mesach en Abednego opgeneem het, self doodgebrand. Vers 23. Maar daardie 3 manne, Sadrag, Mesach en Abednego, het geboeid binne in die brandende vuuroond geval. Toe het die koning Nebukadneser verskrik geword en hastig opgestaan. Hy het sy raadsmanne toegespreek en gesê, het ons nie 3 manne geboeid binne in die vuur gegooi nie? Hulle antwoord en sê aan die koning, sekerlik o koning. En hy antwoord en sê, kyk, ek sien 4 manne los binne in die vuur wandel, sonder dat daar 'n letsel aan hulle is. In die voorkoms van die 4de lyk die van 'n godeseun. Vers 26, toe het Nebukadneser nader gekom na die opening van die brandende vuuroond en daarop gesê, Sadrag, Mesach, Abednego, knegte van die Allerhoogste God, gaan uit en kom hier. En toe het Sadrag, Mesach en Abednego uit die vuuroond uitgegaan. Daarop het die landvoogde, die bevelhebbers en die goewerneurs en die raadsmanne van die koning vergader en aan daardie manne gesien dat die vuur geen mag oor hulle liggame gehad het en die hare van hulle hoof nie geskroei het nie en dat hulle mantels geen verandering ondergaan en die reuk van die vuur aan hulle nie gekom het nie. Daarop het Nebukadneser gespreek en gesê, geloof sy die God van Sadrag, Mesach en Abednego, wat sy engel gestuur het en sy knegte verlos het, wat hulle op hom verlaat het en 'n bevel aan van die koning oortree het, wat hulle liggame oorgegee het om aan geen ander God te dien of te aanbid nie, behalwe hulle God. Elke gelowige sal een of ander tyd in vuuroond beleef. En die vuuroond lyk vandag anderste. Dit kan 'n kankerdiagnose wees. Dit kan finansiëel druk wees. Dit kan 'n gebroke huwelik wees. Dit kan probleme wees met werksverlies. Dit kan wees verlies van 'n geliefde. Dit kan wees vervolging of bespotting oor jou geloof. Dit kan depressie of angs of eensaamheid. Dit kan een of ander bergsame ding wees wat op jou lewenspad gekom het waarvoor jy nie gevra het nie. En dit dompel jou binne in hierdie maalkolk van ongemak
wat soos vuur om jou brand. Jesus sê in Johannes 16:33 sê hy, dit sê ek vir julle, dat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed. In hierdie wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed. Vir my as 'n kind van Jesus, as 'n seun van God, as iemand wat lief is vir die Here, het ek groot geword in my bedieningsjare met hierdie romantiese idee dat slegte goed kan ons nie tref nie. Veral omdat ons in die bediening staan, nê, kan slegte goed ons nie tref nie. Maar op my lewenspad het ek agtergekom dat selfs ons wat in die bediening staan, ervaar soms slegte goed op ons lewenspad. Pynlike goed op ons lewenspad. Daai ding wat jou wakker maak 2 uur of 3 uur in die nag en jy lê met spanning op jou maag en jy kan nie weer in die slaap raak nie. Goed wat op ons pad kom, ongevraagd, ongesiens, en dit jou in 'n maalkolk en 'n vuurkolk, in 'n dimensie indompel, waar jy vir jou vra, wat het ek gedoen om hier te kom? Wat het gebeur? Wat het ek verkeerd gedoen? Straf God my? Het ek iets verkeerd gesê? Het ek iets verkeerd gedoen met iemand? Waar kan ek regmaak? En al daai maalkolk gedagtes, wat deur jou gedagtes werk. Jy sien, geloof is nie 'n waarborg teen lyding nie, maar God beloof sy teenwoordigheid daarin. Kan ek dit weer sê? Geloof is nie 'n waarborg teen lyding nie, maar God beloof sy teenwoordigheid daarin. Dit soms verbaas dit my hoe mense in die week in die kerk inkom en hulle kom vra vir 'n broodjie, en as jy jou rug draai, dan spring hulle in die kerk en hulle steel 'n rekenaar en hulle steel dit en hulle is hier uit. En jy vra jouself die vraag, het mense geen ontzag meer vir die kerkie? Mense het geen ontzag meer vir 'n kerkie. Die skelm daar buitekant vrees nie God nie. Dit gaan oor hom en homself. Maar ons wat hier binnekant sit, ons het 'n ontzag vir die Here. En ons kan ons bekeer en sê, die slegte weë pas nie by ons nie. Ons loop in die goeie weë van die Here. Kan ek 'n amen kry? Ek dink as ons kyk na ons politieke bestel en al die korrupsie en al die slegte goed wat uitkom en mense wat in die tronk is en mense wat deur hofsaake werk en goed, dan besef 'n mens, luister, die verleiding in die wêreld is so groot, dat as jy gaan toegee aan dit, gaan dit jou wegvat van dit wat God wil hê in jou lewe. So geloof is nie 'n waarborg teen lyding nie, maar God beloof sy teenwoordigheid. Hy beloof sy teenwoordigheid dat hy saam met jou sal staan. Sy notaatjie, Sefanja 3 vers 17. Sefanja 3 vers 17 sê, die Here jou God is by jou, 'n held wat verlossing skenk. Hy verheug hom oor jou met blydskap, hy swyg in sy liefde, hy juig oor jou met gejubel. Dis 'n belofte van môre. Sefanja 3 vers 17, een van die kleinere profete. Sit dit in jou Bybel en lees dit deur vanmôre. Die tweede ding saam met dit is die vuuroond. Die vuuroond is die vuur van innerlike suiwering. Die vuur van beproewing. Dit openbaar baie keer die trots in jou hart. Dit ontbloot selfvertroue. Ek het niemand anders te nodig nie. Ek kan self hier deurwerk. Moenie vir my sê wat ek moet doen nie. Dit ontbloot selfvertroue. En die derde ding is dit, dat die vuuroond, dit verbrand gehegtheid aan aardse dinge. Wanneer probleme en omstandighede, pyn en lyding op ons lewenspad kom, beproef dit ons geloof en ons karakter.
En dan beproewing wys wat werklik in 'n mens se hart is. Jy kry 2 kategorieë mense. Jy kry 2 kategorieë Christene. Sommige Christene, wanneer hulle in moeilike omstandighede kom, wanneer hulle in lewensveranderende omstandighede kom, seisoene kom, dan die eerste ding wat hulle omdraai is, hulle begin God te beledig en God sleg te sê. Hulle val terug na hulle ou lewe, ou patrone, ou dinge en verkeerde goed wat saam met hulle in hulle lewe gaan. Dan kry jy 'n groep Christene, dat wanneer hulle in verdrukking en wanneer hulle in moeilike tye kom, you know what they do? They start to become quiet and they start to come and worship God and say, Lord, I know you will help me through this storm. Dis die ander kategorie. Die een kategorie eindig op in 'n radeloosheid. Die ander een eindig weer op in ek ontvang 'n woord van die Here. Die Here gee vir my raad. Die Here gee vir my kennis. Die Here gee vir my wysheid. En alles, word bepaal deur jouself. Dit maak nie saak hoe warm die stryd is nie. Jou verhouding met die Here neem toe. En wat by my opkom in dit alles is, wanneer die vuur begin brand, wanneer die omstandighede begin sleg te raak, weet jy wat moet jy doen? Parkeer jou motor. Parkeer jouself. Kom net tot stilstand. Dis nie nou tyd om besluite te neem nie. Moet nooit in 'n storm besluite neem nie. Dis die slegste besluite wat jy kan neem. Gaan sit stil. Wag op die Here. Die vuur brand. Dis warm. Dis ongemaklik. Die spanning peel by jou oë uit. Jy's ongemaklik met alles wat aan die gang is. Jy het geen raad nie, jy het geen insig nie, jy's verward. Be quiet. Raak net stil, want die Here is in daai storm saam met jou. Het ons dit nie nou net gesê nie? Hy het jou by jou naam geroep, hy's by jou. Hy weet wat aangaan. Maar nou is dit tyd om deur die storm te werk. Dis nou tyd om in die vuuroond te staan en te wag en te sien totdat God jou hier uithaal. Dis is waar jy nou is. Dis die realiteit. Die vuuroond vorm volharding en geestelike volwassenheid. Ek sal nou amen gesê het. Jakobus sê vir ons, hy sê, my broeders en susters, wanneer julle in allerlei beproewings beland, moet julle eintlik baie bly wees. Jakobus 1, vers 2 en 3. Julle weet mos, wanneer 'n mens se geloof in toets deurstaan, veroorsaak dit dat jy kan volhard. Julle moet egter eintlik volhard, dan sal julle lewensdoel bereik en geestelik gesond wees. Julle sal niks kort kom nie. Dit stem nie saam met ons alles nie, so net. Ons verstaan nie dat wanneer ons deur hierdie krisisse werk, dat die Here vir ons sê, maar wees bly. Wees bly dat jy hier deurgaan. So ons moet 'n tree teruggee en vir onsself sê, wat ook al nou op my pad is, ek gaan nie deurwerk. Ek gaan dit beskou as 'n vreugde. Ek gaan nie deurwerk. Ek kry dit nie sommer reg nie. Ek val terug op my ou persoonlikheid. Ek sukkel daarmee. Ek stry daarmee. Ek kan nie altyd die lofwaardigheid sien van onmiddellike omstandighede nie. Jy weet, daai oomblik wanneer jy die kar stamp, of daai oomblik wanneer die speedkop jou aftrek, jy weet, of daai oomblik wanneer iets gebeur en jy vir jouself sê, dis nou moeilikheid. Nou moet ek hier deurwerk. En veral as jy die moeilikheid vir jou vrou moet gaan verduidelik. Nog meer moeilikheid. Jakobus sê nie ons moet
oor die pyn bly wees nie, maar dat God deur die beproewing iets in ons kan doen. Daar lê die geheim. U wil iets in my laat doen. Volharding ontwikkel, karaktergroei, geestelike volwassenheid neem toe. Iets gebeur wanneer ek deurdruk binne in daai storm. Wanneer daai vuuroond aan die gang is, kan ek wysheid bekom. Kyk gou hierna. Jesaja 43 vers 2. Ek gaan hom vir jou heeltemal lees. Jesaja 43. As jy soontoe wil blaai, is jy baie welkom. Hy sê, moenie bang wees nie, want ek het jou verlos, ek het jou by jou naam geroep. Wanneer jy deur diep water van moeilikheid gaan, sal ek by jou wees. Wanneer jy deur 'n vuur gaan, sal hulle jou nie wegspoel nie. Wanneer jy deur die vuur van verdrukking stap, sal jy nie brand nie. Die vlamme sal jou nie verteer nie. Nuwe vertaling sê, as jy deur die vuur gaan, sal jy nie skroei nie. Christus, Jesus, is reeds in die vuur voordat ons daar aankom. Uit Daniël uit. Vierde man in die vuur beteken, Christus wag nie buite die lyding nie. Hy ontmoet ons binne in die lyding. Binne in die probleem. Binne in die pyn. Binne in die komponente van ek is raadsop, ek weet nie meer nie. Daar ontmoet hy my. Daar praat hy met my, daar deel hy met my. Daar wil hy vir my wysheid gee. Daar wil hy vir my insig gee binne in alles wat plaasvind. In die afgelope tyd is daar 'n klompie mense in ons omgewing het hulle selfmoord gepleeg en op daai einde gekom van hulle lewe dat ek kan nie meer dit hanteer wat ek moet hanteer nie. En 'n mens verstaan dit dat mense kom op daai punt wat hulle sê maar ek wil nie meer leef nie. Ek sien nie meer kans om te leef nie. Maar in daai selle asem om net 'n oomblik kans te gee vir God om te praat, kan dalk die duisternis in lig verander. En moet ons wakker wees om mense om ons te help wat deur daai moeilike tye werk. Gemeenskap met Christus word dikwels die diepste ervaar wanneer alle ander steen wegval. Ek wil dit verduidelik. Toe Sadrag, Mesach en Abednego voor die goue beeld staan, en die koning sê dat wanneer daai basyne blaas en wanneer die musiek gespeel word, moet almal neerbuig en my aanbid, het hulle 3 vasgestaan en gesê, ons gaan nie die koning se beeld aanbid nie. En die vuuroond was naby dit. Jy kan vanmiddag 'n paar YouTube video's gaan kyk daarna. En hulle het geweet, as hulle nie buig nie, gaan hulle in die vuuroond gegooi word. Hulle 3 se name wat beteken het, God is met ons, God is saam met ons, God is die een wie se naam oor my uitgeroep is, het gemaak dat hulle sê, ons kan nie buig voor 'n ander beeld nie, ons kan net buig voor die beeld van God. Al sterf ons, dan sterf ons, maar kan nie buig nie. En hy 3 manne het vasgestaan. Jy sien, wanneer ons in omstandighede kom, dan bring dit ons terug na ons fondasie geloofstene waarin ons staan in Christus Jesus. En dan sê ek vir myself, ek gaan nie kompromieë aangaan nie. Ek gaan nie toelaat dat ek verlei word nie. Ek gaan nie toelaat dat hierdie omstandighede my greep wat ek het in Christus wegneem nie. Ek gaan vas staan in Christus. Maar die vuur om ons brand soms so erg dat enige steen wat daar is, verbrand.
En baie keer werk dit so in die vuuroond. Alles wat moontlik jou kon ondersteun het, verbrand. Maar daar is een ding wat nie verbrand nie. Dis die vierde persoon in die vuur. Dis Christus wat staan in die vuur. Totdat jy nie deur omstandighede Christus kan raak sien nie, gaan jou omstandighede langer so aanbly. Want God wil juis dit gebruik, dit wat op ons pad kom, dat jou verhouding met Christus Jesus sal verhoog, sal verdiep, dat dit sal toeneem. God wil juis hê dat dit wanneer omstandighede soos 'n vuuroond op ons lewenspad kom, dat daar iets in jou binnemens sal gebeur wat vir jou sal sê, luister hier, dis nou tyd om meer die Here te dien as ooit van tevore. Dit moet 'n aktivering wees, dit moet 'n wegspringblok wees. Wow, hier's omstandighede op my lewenspad. Ek gaan nie deurwerk, ek gaan nie deurkom. Die Here gaan vir my help. Ek weet nie hoe ek dit gaan doen nie, maar ek gaan op die Here terugval. Ek gaan sy woord bestudeer, ek gaan tyd maak vir aanbidding. Ek gaan tyd maak vir nuwe toewyding aan die Here, maar ek gaan wag op die Here totdat hy vir my sê wat aangaan en totdat die omstandighede gebreek het. Jy sien, maar daar kom 'n tyd wat hy vir jou uitroep uit die vuur uit en hy vir jou sê, kom hierheen. Ek wil met jou praat. Daar's net een ding wat verbrand. En dis die boeye. Luister gou mooi. As jy weer die verhaal lees, dan word hulle met toue vasgemaak. En word in die vuuroond gegooi. Ek weet nie waarvoor die koning bang was nie, maar hy het hulle geboeid in die vuuroond gegooi. En al ding wat afbrand van hulle liggame af, was die toue wat die boeye gevorm het. En daarop wys dit vir ons, dat ons liggame sal nie brand nie, dit sal nie verbrand nie. God sal die goed wat ons bind, sal hy verbrand. Geestelik beteken dat God lyding kan gebruik om ons los te maak van die behoefte aan mense se goedkeuring. Dit kan ons losmaak van vrees, dit liefde vir gemak, trots, die illusie dat ons alles beheer. Wat soos verlies voel, kan geestelik vry word. Ouens, dis nodig dat ons somtyds in die vuuroond gegooi word. Amen. En ek weet baie mense werk miskien vanmôre deur 'n vuuroond episode. Maar dit is baie keer nodig dat ons in 'n vuuroond situasie inkom. It will make us stronger. It will give you wisdom. It will give you understanding. It will give you insight. Pyn is nooit lekker nie, maar pyn verander God na plesier toe. Hy vat ons daardeur. Hy vat ons vorentoe. Derdens, die vuuroond. Die vuuroond word 'n plek van aanbidding. En ek wil dit vir jou neersit vanoggend. Lyding kan 'n mens of verbitter, verdiep. As 'n mens jou pyn aan God oorgee, word die vuuroond 'n plek waar geloof gelouter word, nederigheid groei, liefde vir Christus verdiep, en die siel voorberei word vir die koninkryk van God. Die wêreld skree om ons. Moenie vir my sê wat ek moet doen nie. Die wêreld om ons skree met al die wette en al die dinge wat in plek gesit word. Jy mag nie my raak nie. Of ek reg of verkeerd is, I'm entitled to be what I want to be. Totdat die lewensomstandighede jou pad langs kom. En jy pyn in jou siel ervaar. En Christus Jesus met jou beginne praat. Want so lief soos wat die duiwel die wêreld het,
Soveel keer meer het Jesus ons mense lief. En hy wil met jou praat. En hy soek 'n opening. En hy soek iets om met jou net in kontak te kom en vir jou te sê, luister hierso, ek wil met jou praat, ek wil met jou deel. Die vuuroond se ervaring word 'n plek van aanbidding. En dis dan wanneer ons die tweede groep mense beleef. Mense wat sê, ek is in 'n storm. Mense wat sê, ek is gediagnoseer met kanker. Mense wat sê, ek het finansiële nood. Mense wat kom sê, luister hier's probleme op my lewenspad. Maar ek het gekies om die Here te aanbid. Die Here gaan vir my antwoord gee. Die Here gaan my hier deurdra. Kan ek 'n amen kry? Dis waar God ons wil uitbring. Dat ons vorentoe kan gaan en dat ons vorentoe kan beleef dit wat hy wil doen. Waar baie mense vra, hoekom ek uit die vuuroond, moet ons liewers vra, hoe bly ek getrou aan Christus Jesus terwyl ek daarin is? Ek dink u weet waarvan ek praat vanmôre. Wanneer die krisis slaan, dan word die brandewynbotteltjie oopgemaak. Wanneer die krisis slaan, hardloop ons na die wêreld toe. Die sagommas word geraadpleeg. Ons raadpleeg sterre, ons raadpleeg edelstene, ons raadpleeg alles. Wat nou, hoekom nou? Ouens, ons moet getrou bly aan Christus Jesus. Heiligheid is belangriker as gemak. Ek wil weer sê, as dit vanoggend goed gaan met jou, prys die Here daarvoor. Maak die beste daarvan, eer die Here, aanbid die Here, spandeer tyd met die Here, maak jou sterk vir 'n storm wat gaan kom. As dit goed gaan met jou vanoggend, moet jy op die voorgrond wees om profetie, om 'n profeet te wees, om 'n apostel te wees, om 'n leraar te wees. Hou aan hardloop. Wys vir almal, dit gaan goed met jou, want die Here het jou lewenspad vir jou gelyk gemaak. Amen. Die ware oorwinning was nie die afwesigheid van pyn nie, maar die volharding in liefde en in gehoorsaamheid. Hoor weer. Die ware oorwinning was nie die afwesigheid van pyn nie, maar die volharding in liefde en in gehoorsaamheid. Ons weet om te volhard. Ons weet om stil te raak. Ja, al lê jy nog vir 'n week of 2 elke nag wakker tussen 2 en 3. Wat baie mense sê, die Here het my wakker gemaak. Die Here is nie in die besigheid om jou wakker te maak in die nag nie. Ouens, hy het die nag geskep, gaan lees weer Psalms. Hy het die nag geskep, hy sê, ek voed my bemindes terwyl hulle slaap. Hy het nag geskep, sodat jy kan rus, en dat jou brein kan herstel, en dat jy kan wakker wees vir die volgende dag. God loop nie in die nag rond, en maak jou wakker, en sê, dis tyd om op te staan, dis nou, ek wil met jou praat, dis spanning. Kry spanning onder beheer, en sê, jy slaap onder beheer kry. Nou is baie mense baie kwaad vir my, want hoe kan jy dit sê? Daar was vir baie jare soveel nagte wat ek tussen 2 uur en 3 uur en 4 uur wakker gelê het en gedink het, dis nou tyd dat die Here met my wil praat. En as ek 6 uur moet wakker word en opstaan, is ek so moeg, ek kan die dag omtrent nie binne gaan nie, want ek is te moeg. God werk nie so nie, man. God werk nie so nie. Maar is 'n goeie teken vir jou, dat as jy wakker word, dat daar's iets fout. Jy moet dalk jou lewe verdiep in Christus. Jy moet dalk meer tyd gaan spandeer saam met hom. Ek sluit af met Jesaja 43 wat sê, moenie bang wees nie. Al is die vuuroond hoe warm, al is die omstandighede hoe sleg, moenie bang wees nie,
Hoekom? Ek het jou by jou naam geroep. Jy is myne en nie die Babyloniese magte nie. Ek is jou God en jou redder. Ek is die een wat vir jou sal stry. Ek is die een wat die omstandighede sal breek. Ek is die een wat jou hierdeur sal help. Moenie bang wees nie. Kom ons staan almal op toe. Kom ons sluit ons oë. En ek wil vir jou vra dat jy jou sal toewy aan die Here. Sê Here, this is my life. Vanoggend het die Heilige Gees met my gepraat. This is my life. As dit goed gaan, dan kan jy jou hande opsteek en sê, Lord, I want to worship you. Dankie dat dit goed gaan met my. Dankie dat U my geseën het. Dankie dat U my deurgedra het. Dankie Here. Dit gaan goed met my beursie. Dit gaan goed in my huwelik. Dit gaan goed in my huis. Die Here is vir my goed. Ek wil U loof. Ek wil U prys daarvoor, Here. Ek wil my verhouding met U wil ek verdiep. Ek wil saam met U staan. Ek wil U loof en prys met alles wat ek het, want dit gaan goed met my, Here. As jy volgend hier staan en jy besef, jy's binne in 'n vuur, om te sê, Here, dankie vir hierdie vuur. Ek wil jy moet dit nou doen. Here, dankie, dit gaan sleg. Dis omstandighede. Daar's fout, Here. Daar's probleme. My hart kwyn weg. Ek kan dit nie meer hanteer nie, Here. Waar is die verlossing? Waar is die uitkoms? Kom help my, Here. Hierdie vuur brand. Maar vanoggend sit ek my menslike hand en my menslikheid, Here, sit ek in U teenwoordigheid. En ek vertrou U vanmôre vir die wonderwerk. Vertrou U, Here, dat U die vuur sal blus. En dat die omstandighede sal draai, Here. Kom ons steek ons hande op en sê, Here, dankie daarvoor. Dankie dat U ons sal help, Here. Dankie dat U ons sal krag gee, Here. Dankie dat U ons die deurbrake sal gee. Dankie dat U vir ons die oorwinning sal gee, Here. Dankie, Here, dat U met ons is en nie teen ons is nie, Here. U is saam met ons, Here. Die vuur sal ons nie skroei nie, die vuur sal ons nie brand nie, Here. Maar ons sal verdiep in die Here. Ons aanbid U naam daarvoor. En ons loof U daarvoor, Here. Ons prys U daarvoor. Ons dank U, Here. U sal ons help, Here. We bless your name. We bless your name.